ritme tyd, ritme digitaal, daardie uur van die week, daardie oomblik van die week, dat die wêreld tot stilstand kom, dat die hemele oop is, want God se woord is op die spyskaart, die woord wat die lig is vir ons pad en die lamp vir ons voet. Mag jy dit beleef, mag jy beleef dat die Here se woord, na al die jare dat ritme digitaal bestaan, ook vanaand vars en nuut is. Geniet ook vanaand en vandag se ritme digitaal. En van my kant af ook 'n warm welkom. Dit is so lekker om op hierdie digitale manier met jou te kan saam kuier en die woord van die Here by jou uit te kry. So hier en daar kry ons e-possies, kry ons boodskappe op YouTube van julle, en dan is dit so lekker om te sien van waar af dit kom, en dat 'n mens besef, die voorreg, die diep voorreg wat dit is, vir my en Stefan, en vir Dani en vir Peer, om mense te bereik op plekke waar ons nooit sal kom nie. En ek praat nie net van oorsee nie, natuurlik dit ook. So lekker dat ons Afrikaans kan praat met jou en soveel mense oorsee bereik, dis 'n voorreg. Maar ook in Suid-Afrika, klein plekkies in Suid-Afrika. Partykeer wonder ek, waar is hierdie plekkies? Ek moet gaan Google of ek moet op die kaart gaan kyk of wat ook al, maar jy is so welkom en ek hoop jy voel so tuis. Vandag gesels ons bietjie oor wat ek noem 'n gevaarlike kliseë geword het. Mense, die een ding van gelowiges, van Christene, ons ontwikkel 'n taal, en dis baie keer onbewustelik, wat ons hierdie taal praat, en dis half 'n taal wat onverstaanbaar is vir ongelowiges, of vir die wat so bietjie eenkant is geestelik, maar dis partykeer ook 'n taal wat ons die praktyk nie van verstaan nie. Met ander woorde, ja, ons ken die woord. Kom ek gooi nou sommer net 'n voorbeeld, die woord liefde. Kom ons praat oor die hande en voete daarvan, maar vandag spesifiek se woord waaroor ek met jou wil praat, is om diensknegt te wees, om diensbaar te wees, met ander woorde. Want ons sê dit gereeld, dat 'n gelowige is diensbaar, 'n volgeling van Jesus is 'n dienskneg, maar mag jy nou hierdie boodskap vandag ten diepste verstaan, belangrik weer, uit die woord, wat Jesus hiermee bedoel, en hande en voete vir my en vir jou en vandag, rondom dienskneg wees, rondom slaaf wees, rondom diensbaar wees. Nou, 'n gevaarlike ding in die lewe, ek wil net 'n paar gevaarlike goed uitwys. En dit is dat leierskap, baie leiers in hierdie wêreld, mense, en daar is verskriklik baie leiers, elkeen van ons is op ons terrein, iewers, maak nie saak wat is jou terrein nie, dit kan in die huis wees, dit kan in jou vriendekring wees, dit hoef nie net by die werk te wees nie, dit hoef nie net in die ekonomiese sektor te wees, of in die politieke sfeer te wees, of waar ook al, of by die skool, of by die kerk nie, iewers, is jy 'n leier, en gevaarlik is dat jy dink dat leier is 'n status, of dis 'n posisie. En dis 'n siekte van ons tyd. 'n Status of 'n posisie, ek kan doen wat ek wil, soos ek wil, wanneer ek wil, ek het nie regtig verantwoordelikheid nie. En ons gaan daaroor praat, want die oomblik wat jy by diensbaarheid kom en by dienskneg kom, nê, dan gaan dit nie oor status nie. Dan gaan dit juis nie oor status, of juis nie oor 'n posisie nie. Daai ding van ek is die baas, mag. Ek soek mag in hierdie lewe. Is 'n siekte van ons tyd. Dis 'n realiteit. Baie mense soek mag, hulle soek baaskap. Ek sê altyd, ek dink sulke mense het partykeer, hulle is so insecure in hulle self, dat hulle dit nodig het om hulle vol te maak. Ja, en weer, om diensknegt te wees, trek 'n streep deur daai mag, daai baaskap. En dan dink baie mense, ek is 'n one-man band. Ek kan die lewe doen alleen. Ek is die total package. Ek het met 'n vorige geleentheid al daaroor gepraat. 'n Aanhaling gebruik wat gepraat het van the whole package. Nie een van ons is the whole package nie. Het mekaar nodig. En dit het ook alles met diensbaarheid te doen. Nou, Jakobus
Die Jakobus, die persoon wat nou die brief geskryf het, die boek geskryf het in die Bybel, Jakobus. Mense, hy was 'n baie vername mens gewees. Hy was 'n baie, nommer 1, gewilde prediker. Hy het skares getrek. So as jy dink oor Jakobus en die boek Jakobus lees, weet net dat duisende mense het na hom geluister. Waar Jakobus beweeg het, 'n vername gewilde prediker. Toe, daar is die eerste eienskap van Jakobus. 'n Tweede een. Gevolglik was hy gereeld op die verhoog. So hy is gehoor, hy is gesien. So hy het alle rede gehad om die hele limelight syndroom, die celeb syndroom, wat so siek is, wat so spreek van hoogmoed, hy het alle rede gehad om dit oor homself te dink en om daar te gaan wat hy self betref. En dan, belangriker is enigiets anders. Hy is nog die broer van Jesus ook, spesifiek nou die halfbroer van Jesus, maar as hierdie man nou 'n CV moet saamstel rondom sy prediking en die volgelinge wat hy het, die massas mense wat na hom luister, en die limelight, en dan kan hy nog daarby voeg, broer van Jesus. Maar hoor mooi by Jakobus, as hy homself beskryf, en doen jouself 'n guns, gaan lees dit. Lees dit in verskillende vertalings. Jakobus 1 vers 1. Hy stel homself voor. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus. Net uit die agtergrond wat ek vir jou gegee het, hy kon baie ander goed daar gesê. Baie. En maar kyk wat kies hy. Dienaar. Dienskneg van God. En as jy dienskneg van God is jy dienskneg van mense. As jy God dien, dien jy mense. En dit is wat Jakobus hier sê. Dit is half sy CV. Nie ek probeer belangrik wees nie. Ek probeer myself verkoop nie. Want hy kan. Hy kan regtig. Nee. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus. Oor Paulus hoef ek jou nie veel te vertel nie. Kom ons spring gou van Jakobus na Paulus toe. Paulus het 13 van die boeke in die Bybel geskryf. Nou mense, wow, niemand anders het meer boeke in die Bybel geskryf as Paulus nie. En wat sê hy oor homself? Kom ek vat jou net terug, voor ek dit nou vir jou gaan lees. Wat sê hy oor homself? Wat was hy gewees? Hy was 'n fariseer. My woorde, ek noem hom 'n Jesus-hater, hy het Jesus gehaat, geen verhouding met Jesus gehad nie. Jesus was nie die Christus nie, dit was voordat hy op pad is Damaskus toe en die lig op hom skyn en sy hele lewe draai en sy hele lewe verander en hy word 'n volgeling van Jesus en Jesus stuur hom na die heidene nasies toe om sy naam te gaan verkondig. Maar goed, dis einste hierdie Paulus wat oor homself die volgende sê in 1 Korintiërs 15 vers 9 en 10. Ek is immers die geringste van die apostels. En ek wil net vir 'n oomblik daar stil staan, dat jy net hierdie absorbeer. Paulus, magtige Paulus, bekende Paulus, skrywer van 13 boeke in die Bybel. Ek is die geringste van die apostels, en ek is nie werd om 'n apostel genoem te word nie. Omdat ek die kerk van God vervolg het, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Hoor mooi, deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. En hier is 'n kuns in die lewe wat ons leer by Paulus. Wees altyd bewus van die genade van God. Enige iets wat jy is, enige iets wat jy bereik het, dit is die genade van God. En Paulus onthou wie hy was, voordat die Here hom ontmoet het, Damaskus toe, en hom nuut gemaak het en 'n nuwe identiteit gegee het, en daarom van al die apostels is ek die geringste. En dan skryf hy aan die jonge Timoteus in 1 Timoteus 1 vers 15 en 16. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Ek dink ek en jy weet dit. Jesus het gekom om sondaars te verlos. Dis die hoofrede hoekom hy aarde toe gekom het, die kruis, die leë graf, hy het ons kom vergewe, vrygespreek. Goed, maar hier kom die volgende sinnetjie nou van Paulus.
van hulle, van daardie sondaars, is ek die grootste. So hoor mooi, van die apostels is ek die geringste, ek is nie eers werd om 'n apostel genoem te word nie. Van die sondaars, die grootste. Maar juist daarom was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my as die grootste sondaar al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo om die ewige lewe te verkry. So hier kom dit weer, genade, genade, genade. Ek is wat ek is deur genade. Van die apostels die geringste, van die sondaars die grootste, maar sy genade gee my 'n nuwe identiteit, maak van my 'n nuwe mens. En dit is niks om oor te spog of om hoogmoedig te wees nie, want dit is God se werk in my lewe. So Jakobus gee erkenning daarvoor, Paulus gee erkenning daarvoor. En natuurlik, kom ons kyk na Jesus se voorbeeld. Ek dink 'n belangrike ding, voor ons kyk na Johannes 13, wat 'n bekende gedeelte is, oor waar Jesus nou sy disippels se voete was, is belangrik om te weet, dat die tafels in die Bybelse tyd was baie laag gewees. Dit was half plat op die grond, dit was nie hoë tafels soos wat ons vandag ken, en ons sit by stoele, by hierdie hoërige tafels nie. En die kos is min of meer hier ver weg van ons voete af nie. In die Bybelse tyd was die tafels baie laag, en daarom was jou voete baie naby aan die tafel, en was jou voete baie naby aan die kos. En dis die rede hoekom by elke ete, as daar mense aankom vir ete, is daar 'n slaaf wat by die deur staan en voete was. Want die voete is vuil. Die voete was dit was sandale op stofpaaie. So as jy geloop het om by iemand te gaan eet, het jy sandale gedra, mans en vrouens sandale gedra op stofpaaie, want daar was nie teerpaaie nie. So jy kom met vuil voete by die huis aan, hier's 'n slaaf by die deur wat jou voete was, want jou voete gaan nou nog, jou voete nommer 1 is vuil, dis vol stof, en jou voete gaan naby die kos wees, naby die tafel wees. Nou binne daai konteks, Johannes 13 vers 4 en 5 en dan vers 15. Toe het hy van die tafel af opgestaan, dis nou Jesus, sy bokkleed uitgetrek, 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n wasskottel gegooi, begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. So, daar's die prentjie. Wie staan by die deur? Wie is die slaaf? Wie is die diensknegt? Wie demonstreer vir my en vir jou hoe ons die lewe moet doen? Want dit is die volgende vers. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. En soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Jy kan geen misverstand oor hierdie vers wees nie. Ek, Jesus, het die voorbeeld gestel. Ek het gewys. Ek het gedoen. En soos ek gedoen het, moet julle gaan doen. Gaan maak soos ek maak. Het dit met status te doen? Met mag te doen? Met baaskap te doen? Nee, sê Jesus. Ek het gekies om 'n slaaf te wees. 'n doulos, 'n slaaf, 'n diensknegt. En daarom moet julle ook diensknegte wees. Rick Warren, die baie bekende Rick Warren, daar van Saddleback Kerk in Amerika, hy is nou afgetree, so hy is nie meer die leier daar nie, maar die bekende skrywer van The Purpose Driven Life, wat skryf, the disciples argued about who deserved the most prominent position. And 2,000 years later, Christian leaders still jockey for position and prominence in churches, denominations and para-church ministries. Hy sê die disippels het 2000 jaar terug het hulle gedebatteer oor wie is die belangrikste en wie moet die hoofseun wees en wie moet die onderhoofseun wees en wie moet die baas wees en wie moet die hoof wees en Rick Warren kom sê 2000 jaar later presies dieselfde. Niks het verander nie. Mense dan sê ek wow. Kyk na die voorbeeld van Jesus in Johannes 13. En ek wil hierdie woorde oor herhaal. Dis 'n voorreg om te dien. Dis 'n voorreg om 'n diensknegt te wees. Dis 'n voorreg om 'n slaaf te wees. Dis 'n voorreg om iemand anders se voete te was. Hoor dit weer, dis 'n voorreg om te dien. Dis nie iets wat jou laer maak nie, dis iets wat jou hoër maak. Om in te bou in iemand anders se lewe, om ander hoër te ag as jouself. Dis wat Jesus gedoen het, dis die rede vir die kruis.
Hy het jou verlorendheid en my verlorendheid en ons sondige toestand gesien en ons ongeredde toestand gesien en hy het 'n slaaf geword en ons kon dien. Dit is 'n status. As jy 'n status soek, gaan sê soos Paulus, van die apostels is ek die geringste en van die sondaars is ek die grootste. En dan raak jy weer die bewus van genade en genade laat jou dien en laat jou ander mense se lewe verbeter. Kom ek lees net vir jou weer die toestand van die disippels in Markus 10 vers 35. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir hom: Here, ons wil graag hê u moet vir ons doen wat ons u gaan vra. So hoor mooi. Jesus, u moet nou vir ons mooi luister. En dan moet u asseblief doen wat ons vra. En Jesus sê: wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hulle het hom geantwoord: wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit, die een aan die regterhand en die ander een aan die linkerhand. Oh my word. Jakobus en Johannes van alle mense. Here, eendag, ja, ons gun vir u die middelste stoel, maar asseblief, een links en een regs van u. So ons wil aan die hooftafel sit, ons wil die belangrikste wees. En dan in Markus 10 vers 43 en 44. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Hoor mooi, as jy wil groot wees, dienaar. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Ja, mense, hierdie lewe is ons 'n wedywering, dit is ons soos 'n wedloop, dit is soos 'n kompetisie. Almal wil eerste kom. Hoe doen ons dit in die koninkryk? Wees 'n dienaar, wees 'n dienskneg, was voete, wees 'n slaaf, dan kom jy eerste. Dit het Paulus verstaan. En ek en jy moet dit verstaan. Dis 'n voorreg om te dien, dis 'n voorreg om voete te was, dis 'n voorreg om op te offer ter wille van ander. Jesus het dit vir ons kom wys, Jesus het dit vir ons kom demonstreer. En hier kom Jakobus en Johannes, en hulle wil links en regs van Jesus sit, aan die hooftafel sit, en Jesus leer vir hulle hierdie belangrike les. As jy wil groot wees, dan moet jy 'n dienaar wees. As jy wil eerste wees, dan moet jy 'n dienaar wees. John Maxwell, bekende leierskapskrywer, sê, "It must have shocked the apostles to be confronted with the harsh reality that to be leaders would require them to be servants. This seemed so contrary to the world they knew. Yet it was what Jesus had been modeling right before their eyes." Hier is die ironie. Elke dag leef Jesus voor hulle oë. Dienskneg, dien ander, was ander se voete, wees 'n slaaf, en hulle kyk dit mis. Nou mense, die woord dienskneg leierskap, servant leadership, wat so rondgegooi word vandag, ek het geen probleem met die woord nie. Want enige leier is, hoor mooi, 'n dienskneg. Enige leier is 'n slaaf. Maar dis nie 'n Bybelse term nie. Dienskneg leierskap is nie 'n Bybelse term nie. Dit kom uit die Amerikaanse sakewêreld. Hier in die 1960s was die Amerikaanse sakewêreld baie autokraties, baie bureaukraties, baie selfgerig, narcisties. Die werkers is bietjie afgeskeep, 'n bietjie mishandel. Ja, en hulle het so nie net in opstand gekom nie, maar hulle loud and clear 'n begeerte uitgespreek vir 'n ander leierskapstyl en vir 'n ander styl in die sakewêreld. Hoor mooi, sakewêreld in Noord-Amerika. En woorde wat gebruik is die klem op mense, die klem op verhoudings, die klem op interaksie, op spanwerk, vertroue en intimiteit. En dis waar die woord servant leadership, dienskneg leierskap gebore is. En van daar af het hy die kerk ingegaan. Ek sê weer, dis glad nie 'n verkeerde woord nie. Maar weet net, dis baie lekker om te speel met dienskneg leierskap, maar eintlik in jou kop leier, in plaas van dienskneg. Ek moet 'n dienaar wees. Dit is wat Jesus was. Dis wat hy vir ons kom demonstreer het. En dan einste Rick Warren sê weer vir jou en vir my, "Thousands of books have been written on leadership, but few on servanthood." Is dit nie 'n belangrike waarneming nie? Baie boeke oor leierskap,
Uitstekende boeke, en ek lees baie van hulle, weer eens, niks verkeerd daarmee nie. Mens moet leer van leierskap, en jy moet juist leer, leierskap is om 'n slaaf diensknegt te wees. Everyone wants to lead, no one wants to be a servant. Even Christians want to be servant leaders, but to be like Jesus is to be a servant. Kom ek lees dit weer, but to be like Jesus is to be a servant. Dis wat hy homself genoem het. Dis Jesus se eie woorde oor homself. Ek is 'n dienskneg. Howard Young, ek is baie naby aan klaar. Howard Young sê, unselfish servant leadership desires to empower and release others for ministry. So hoor mooi, die klem is nie op my nie. Dit gaan nie oor my nie, die lewe gaan nie oor my nie, die lewe gaan oor ander. Dis ook as jy ware impak en ware invloed wil hê in die lewe, dit gaan oor ander. Dit is ontsettend belangrik. So ware diep Christenskap, gelowig wees, volgeling van Jesus wees, desires to empower and release others for ministry. En dan gaan ek afsluit met 'n laaste skrifgedeelte. 1 Petrus 4 vers 10. Kom ons gee vir Petrus ook 'n kans. Ons het oor Paulus gepraat, ons het oor Jakobus gepraat. Kyk wat sê Petrus vir ons. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy of sy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. Wat moet ons maak met ons gawes? Hoekom het die Here jou geseën met wonderlike gawes? En dit maak nie saak wie jy is wat nou kyk of luister hierna nie. As jy jouself 'n gelowige noem, dan is jy 'n geseënde, jy's 'n begaafde. God het jou begaafd, hy het vir jou gawes gegee. Maar die vraag is, hoekom? Is dit vir jou limelight? Nee. Hier staan die woorde, ek lees dit weer vir jou. Die ander dien. Na mate jy 'n gawe ontvang het, is dit om die ander te dien. Dis 'n voorreg om te dien, dis 'n voorreg om 'n slaaf te wees, dis 'n voorreg om 'n diensknegt te wees. Jesus het dit vir ons kom demonstreer. Dit is 'n identiteit. Kom ek en jy trek hierdie identiteit aan. Ons vat hierdie slaaf wees, hierdie diensknegt wees. En ons sê, Here, wat 'n voorreg, soos Jakobus en soos Paulus, wat 'n voorreg om diensknegte van U te wees en diensknegte vir ander mense. Kom ek bid. Here, help ons. Help ons. Hierdie wêreld gaan oor prestasie. Hierdie wêreld gaan oor vernaam wees, oor belangrik wees, oor baas wees, oor mag, oor gesien word, oor gehoor word. Here, graveer in ons harte. Dis 'n voorreg om 'n diensknegt te wees. Dis 'n voorreg om ander te dien. Ons kies daarvoor, Here. Ons kies vir daardie identiteit. Jesus, soos U gekies het daarvoor. Kom kies ons in Jesus naam. Amen. Nou daar is dit. Hierdie is nie net 'n uitdaging vir môre nie, of vir vandag nie. Hierdie is nie net 'n uitdaging vir die volgende week nie. Dis 'n uitdaging vir die res van jou lewe. Trek aan daai baadjie, trek aan daai identiteit. Deel van jou DNA is om diensknegt te wees, om slaaf te wees. Kom ons gaan leef dit voluit. Wat 'n voorreg. Die Here se woord moet in die brandluis van ons hart gebere word. Hierdie woord is een van hulle wat in jou hart gebere moet word, wat jy gereeld moet oordink. Versprei dit, deel dit as die Here jou opgebou het. Dankie dat jy ook finansiëel betrokke is by hierdie bediening, wat dit moontlik maak dat God se woord wyd en suid versprei kan word. Dankie vir jou betrokkenheid. Dankie vir jou lojaliteit. Mag jy 'n lekker en 'n geseënde week hê in die Here se naam.